Kyk, in die wêreld is daar hierdie algemene ding wat sê, jy moet jou eie pad skep, jy moet jou eie identiteit bou, jy kan kies wie jy wil wees en wat jy self moet wees. Daar's 'n tendens wat sê, vertrou op jouself, glo in jouself, en dit klink mooi en baie mense val daarvoor. Daar's mense wat so ver gaan en sê, God help net mense wat hulle self wil help en wat hulle self eerste stel en allerhande sulke goed. En dan probeer ons die wêreldse manier en ons selfvertroue kry 'n knou omdat ons teleurgesteld word. Want kom ons wees eerlik met mekaar. Ons eie krag is beperk. Ons kan op ons eie net soveel doen. Op ons eie kan ons nie 'n breër prentjie sien nie. Op ons eie kan ons net nie genoeg deursettingsvermoë hê om werklik suksesvol te wees in God se koninkryk. Daar is 'n ander stem, 'n sagte stem wat sterker roep en wat ons nooi om te sê, vertrou op my. Dis die stem van ons hemelse Vader, wat nie vra dat ons onsself moet red nie, wat nie vra dat ons op ons eie krag deur die lewe moet gaan nie, maar wat reeds in alles vir ons voorsien het, wat ons identiteit gevorm het, en as ons hom kans gee, dan kan ons werklik ons identiteit leer ken in Christus. As jy 'n gevolgeling van Jesus Christus is Christus deel van jou identiteit. Spreuke 3 vers 26 leer ons, want die Here sal wees jou vertroue, hy sal jou bewaar van gevangenskap. Ons moet ons vertroue in God stel, sodat ons nie langer gevangenes van ons eie vermoëns hoef te wees. Dis rus, dis vrede, dis 'n sekuriteit wat nie afhanklik is van ons omstandighede nie, wat nie afhanklik is van ons prestasie op ons eie nie, maar ons bou op wat God van ons sê en wat God van ons dink. Jeremia 17 vers 7 sê, geseënd is die man wat op die Here vertrou en wie se vertroue die Here is. Ons is gemaak om afhanklik van God te wees. Dit is nie 'n swakheid nie, dit is juis wat ons sterk maak, want nou maak ons staat op God se krag, op die krag van die Heilige Gees. Soos 'n kind sy hand uitstrek na 'n ouer wanneer hy bang en onseker is, so moet ons ons hand uitstrek na God. En God roep ons juis om te kom wanneer ons bang en onseker is en om vir hom ons hand te gee. Ons hoef nie ons eie lig te wees nie, want God se lig is in ons. Efesiërs 2 vers 10 sê, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Jy is nie maar net per toeval hier nie. Jy is beplan deur 'n God wat lief is vir jou. Daarom moet ons ophou om op onsself staat te maak en ons moet leer om op God staat te maak. Om eers by God te gaan sit en sê, Here, wat nou? Waarheen gaan ek nou? Wat het U vir my beplan? Selfvertroue is baie belangrik, maar ons vertroue in God gee vir ons die deurslag. Dit is die pad wat ons moet stap. 'n heilige oorgee. Die wete van, jy is veilig, God ken jou, hy het jou geroep. Hemelse Vader, help ons om die druk wat ons op onsself sit te verlig deur op U staat te maak. Help ons dat ons selfvertroue gekoppel kan word in vertroue tot U, sodat ons karakter U kan weerspieël, sodat ons nie op ons eie vermoëns moet probeer om deur hierdie lewe te gaan nie, maar sodat ons op U kan staatmaak om ons verder te vat as wat ons self kan gaan. Vader, dankie dat ons identiteit in U kan soek en help ons om werklik nader aan U te beweeg en om in U krag en in U lig te leef. Amen.